Hierdie episode van Storytyd saam met Juffrou Blanche word geborg deur Kleuter en Baba Campus. Goeienaand, liewe luisteraars, en welkom hier by Millie FM. Kos vir jou ore op 90.7 en dit is weer daardie tyd van die aand. Dit is 8uur en dis tyd vir Storytyd saam met Juffrou Blanche. Dit is so lekker om weer terug te wees in julle kamer. Ek hoop julle het daai lang week van laasweek oorleef en ek hoop dat julle almal 'n lekker week het hierdie week, wat ook weer 'n lang week is. So, ek hoop julle is gereed vir hierdie lekker storie van vanaand. Vanaand se storie gaan oor kameelperde kan nie dans nie. En dit is geskryf deur Gilles Andrade en Guy Parker Rees. Ek wonder wie van julle hou van kameelperde. Kameelperde is een van my gunsteling diere. Hierdie storie gaan oor Christian, die kameelperd. Christian is 'n kameelperd. Sy bene is lank en skraal. Hy het knopperige knieë en 'n nek soos 'n telefoonpaal. Hy is goed daarmee om stil te staan en te knibbel aan 'n hoë tak. Maar as hy probeer hardloop, begin sy knieë knak. Sies tog, die arme kameelperd. Elke jaar hou al die diere 'n jolige bosveldans. En almal wat wil wikkel en pronk, kry op daardie aand 'n kans. Toe die dans vanjaar aanbreek, voel Christian weer soos 'n sot. Want as dit kom by dans, vaar hy verskriklik vrot. Die vlakvarke begin wals, die renosters ruk en rol, die leeu's dans 'n elegante tango, die hele dansbaan vol. Die chimpansees doen die cha-cha-cha, en lyk altyd swierig. 8 bobbejane dans in 'n ry, uitbundig en plesierig. Christian probeer dapper wees en hy stap versigtig nader. Maar die leeu's sien hom aankom en hulle begin kliphard te skater. "Hoi, kyk net vir ou Christian," roep die hele klomp. "Kameelperde kan geen dans nie, hulle is heeltemal te lomp." Christian gaan staan bot stil. Hy vries daar op die plek. Hulle is reg, dink hy. Hy's hopeloos en hy voel nou soos 'n gek. Hy sluip toe van die dansbaan af om maar liewer huis toe te gaan. Sy hart voel sommer baie seer en in sy oogie blink 'n traan. Toe kom hy by 'n oopte en hy kyk op na die lug. "Die maan is tog te pragtig," fluister hy met 'n sug. Verskoon my tog," chirp 'n kriek. "Maar luister gou 'n bietjie. Partykeer as jy anders is, kort jy dalk net 'n ander liedjie. Luister na die gras wat saggies heen en weer swaai. Die mooiste musiek is vir my, die wind wat oor die takke waai. So verbeel jou dat daai lieflike maan 'n liedjie vir jou sing. Alles maak musiek net vir jou, elke liewe ding." Die kriek vat toe sy viool en begin speel 'n paar vrolike note. En Christian voel 'n kriweling van sy stert tot by sy pote. Sy hoewe begin skoffel, sy kop begin te draai, daar's 'n ritme in sy nek en sy stert begin te swaai. Hy strek sy nek en bene uit in 'n ongewone posisie en toe spring hy netjies agteroor in 'n perfekte bollemakiesie. Christian voel te wonderlik, sy oë rek skoon wyd. Ek dans, roep hy uit. Die diere wat by die dans was daag een vir een daarop en verstom hou hulle almal die dansende Christian dop. Hulle skree, "Dis ongelooflik, bravo Christian, 10 uit 10, so 'n goeie danser het ons nog nooit gesien." "Hoe kry jy dit reg, Christian?" skree die diere terwyl hulle juig. Maar Christian draai net swierig om, laat sak sy kop
en buig. Christian kyk na die maan. Hy glimlag en toe sê hy, ons almal kan dans as ons net die regte musiek kan kry. O, dis 'n oulike storie kleuters en ouers en almal wat sommer saam luister vandag. Ek hoop julle het dit geniet en dat julle net soos ou kameelperd jou eie liedjie sal kry waarop jy kan dans. En mens moet nooit te skaam wees om te dans nie. Dit maak nie saak wie vir jou kyk of wat se musiek speel nie. Dans is net te lekker en dans is een van my gunsteling goed om te doen. So ek hoop julle dans sommer op julle eie ritme vir die res van hierdie week. Nou toe, ek sien dis amper slapenstyd vir julle klein oortjies. Ek hoop julle is warm in die bedjie en gereed om soete drome te droom. Lekker slaap! Hierdie episode van Storytyd saam met Juffrou Blanche word geborg deur Kleuter en Baba Kampus.